groet U in die wonderlikste naam van alle name, ons Jahwe Elohim. En ons Jaroeg, hy wat vir ons alles kom leer en onderrig. In die wonderlike naam van ons Yeshua Messia, hy wat eersdaags op die wolke gaan kom. Liefdes, ons raak so gewoond, en as ek dit sê, hy gaan op die wolke kom, dat ons dit so baie kere van selfsprekend aanvaar, en sommer maar net sê, ja, hy sê net so. Maar voorwaar ek sê vir die tyd is naby. En as ons in hierdie tydperk van die eindtyd, en die een wat dit nie besef nie, het 'n groot probleem met dit. Ja, geliefdes, daarom moet ek en u begin om regtig waar bietjie aandag te gee daaraan. Soos daar in, ek dink dit is in Hebreërs, sal dit nou vir u lees, waar hy sê, dat ek en jy moet klaarmaak om in hierdie rus van Jahwe in te gaan. Kom ek kry dit gou vir u. Hebreërs 4 vers 1. Dat ek net vanaf vir u kyk. Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan, nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Hoor jy mooi wat sê hierdie gedeelte? En laat ons dan vrees, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan, nog stand hou, dit nie miskien sal blyk, dat iemand van julle agtergebly het nie. Geliefdes, en hierdie gedeelte is spesifiek nou op hierdie Pesach van toepassing, waar ek en jy hierdie Pesach gaan hou, en ons die uittog uit Egipte ook na gaan kyk van die Israeliete. En was dit nie 'n wonderlike tydperk van in daardie geskiedenis nie, maar ook van ek en jy se geskiedenis. Die uittog, die Exodus van Israel. Maar ook vir ek en jy die Exodus na ek en jy se belofte wat Jahwe vir ek en jy gemaak het. Daar in Exodus 12 het hy gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Dit was so plus minus, dink 12 dae terug, was dit die eerste van Abib. Ek kan nou nie meer mooi onthou watter dag was dit nie. So 'n maart nie. Maar was dit die eerste? En so gaan ons Vrydag die 14de van die eerste maand in. Ons gaan nou bietjie daarna kyk. Hy sê, spreek toch met die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet julle elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Nou wie is ek en u se lam, geliefdes? Is dit nie Yeshua Messia nie, die enigste, die waaragtige nie? Dit is hy, ja. En dit is vir ek en jy daar die wonderlike voorreg wat ek en jy mag hê, om te kan behoort aan hierdie lam. En op die 10de van die eerste maand ry Yeshua op die rug van 'n esel in Jerusalem in. En is dit nie wonderlik hoe die skare te kere gaan, hulle vat hulle klere en lyftakke en hulle sit dit so op die grond en hulle sê Hosanna vir die seun van Elohim, van Dawid. Ja, want hulle weet van hierdie dag en hulle sien uit na hierdie dag. Maar jy sien, geliefdes, hy het nie op die rug van 'n wit perd ingery. Want dit is nou, by hierdie terugkoms van Yeshua, gaat hy op die wit perd kom. Is dit nie die wonderlikste daarvan nie? En dan sê hy daar in vers 6, en julle moet dit tot bewaring hou, dis nou hierdie lam, tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodruppels
aan die huise waarin hulle dit eet. En hoe lank al praat ek met u nie oor hierdie wonderlike bloed van Yeshua. En wil ek weer eens vandag vra, is u en u gesin en u dierbares en u besittings onder hierdie bloed van hierdie lam, hierdie Yeshua, wat vir ek en jy alles kom bewerkstellig het. En dan sê hy nou 'n ander ding baie mooi, en ek wil hê u moet baie mooi daarop gaan let. En sê, en so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand. Baie haastig moet julle dit eet, 'n Pasga van Jahwe. En weet u geliefdes, ek en jy ken nou daai geskiedenis van die bloed wat hulle moes stryk oor die deurposte. Maar niemand mag, as hulle eers in die huis ingegaan het, mag niemand uitgegaan het. En dan kom hy by die 10de plaag wat die eersgeborenes sterwe. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan en die verderwer nie toelaat om in julle huise te kom nie. En dat daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref nie. En hierdie dag moet vir julle gedenkdag wees en julle moet dit as 'n fees tot eer van Jahwe vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. En dan begin hy met hierdie, en dan nou soos wat Sabbat begin die ongesuurde brode eintlik Vrydag aan. Mag daar geen suurdeeg in ons huise wees. Ons moet dit alles verwyder, want jy sien, ek en u moet tot daardie absolute besef kom hoe belangrik dit is tot bekering kom. Want Yeshua het vir ek en jou gesterf, en hierdie tyd waarin ons nou lewe, sê dit spesifiek vir ons, hoe wonderlik dit is, dat Yeshua vir ek en jy se sondes gesterf het. En dat hy weer gaan kom op die wolke is verseker, maar hierdie keer as 'n koning, as iemand wat absoluut alles klaar volbring het. Die dag toe hy daar aan die kruis gesê het, dit is volbring vir ek en vir jou, het hy dit alles vir ek en jy kom doen. Geliefdes, daar is so baie goede waaroor ek wil met u praat oor in hierdie tyd, maar ek wil vir u vra om Exodus 12 mooi te gaan deurlees, sodat u sal besef die wonderlikste van alles wat Yeshua alles vir ek en jy gedoen het. Dat ek en jy sal besef dat hierdie 7 dae van ongesuurde brode, het hy wat Yeshua is perfek 100% vir ek en jy volbring. Het vir ek en jy alles gedoen, en ek en jy kan my hom net aanneem. Nou wat kan nou moeilik wees daaraan? Want ek en jy het 'n belofte gekry, dat ek en jy hierdie tyd waarin ek en jy lewe, moet weet, dat die gebooie en sy insetting en sy verordeninge, is vir ek en jy gegee, sodat ek en jy daardeur kan lewe. En as ek en jy nie daardeur gaan lewe nie, het ons 'n probleem, geliefdes. 'n Groot probleem. Want kyk, ek kom op die wolke, en dan sê hy ook, maar hierdie dag sal kom soos 'n dief in die nag. Hy sê, julle moet waak en bid en gereedheid wees. U ken daardie gelykenis wat Yeshua daar in Matteus 25 vertel van die 10 plaagte, 10 maagde. Want al 10 is maagde. Al 10 het lampe, al 10 het olie. Maar 5 van hulle het te min olie. Met ander woorde, wat is die olie van die lamp? Is die Heilige Gees. En baie kere sê mense, maar hy die Gees, maar geliefdes, tree jy op, dat 'n mens kan sien dat jy die Heilige Gees het. Want die Heilige Gees kan jy nie onder 'n maat immer wegberg nie. Ek en jy moet so lewe, dat elke een ons sal sien,
en dat ons dit sal ervaar in ek en jy se lewe. En daar in Judas kom hy sê, om kragtig te stry vir die geloof, wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Geliefdes, ek en u moet dit maar gaan lees daar in Judas 3. Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek dit noodsaaklik gevoel om julle deur my skrywe te vermaan, om kragtig te stry vir die geloof. Stry u vir u geloof, geliefdes. Of gaan u ook maar net so saam met die stroom aan? Gaan u ook maar net hier en daar, steek jy bietjie vas en praat jy maar verder, is jy maar net so die stroom. En ek en jy moet net dit weet, dat hy sê daar in vers 5, maar ek wil julle daarin herinner, al weet julle dit nou eenmaal, dat Jahwe, nadat hy die volk uit Egipte gered het, daarna die wat ongelowig is, omgebring het. En dis die tyd wat vir ek en jy wag, is daar die oordele van Jahwe. En luister nou baie mooi vir my, wat hierdie 7-jarige verdrukking het al begin. En in hierdie tyd is hierdie eerste 3,5 jaar daarom nie so heeltemal erg nie, maar daarna is dit vreeslik. Maar nou wil ek net vir u vra, geliefdes, dat u sal besef dat al hierdie oordele van Jahwe, wat oor hierdie wêreld kom, is Jahwe se oordeel. Al hierdie oordele van Openbaring 8, is nie die Satan se nie, dit is Jahwe se. En hy sê vir ons presies, en nou kom hy en hy waarsku ons, hy sê nadat hy die volk uit Egipte gered het, met ander woorde vir ek en jy uit hierdie wêreld uit gered het, daarna die wat ongelowig was, omgebring het. En gaan kyk maar hoeveel mense sterf, in al die, daar in Openbaring 8, waar hy vertel van al die oordele van hom wat uit die lug uitkom. Gaan lees dit. Maar julle geliefdes, moet die woorde onthou, wat tevore gespreek is, deur die apostels van ons Yeshua Messia, dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat nie volgens hulle eie goddelooslike begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skering maak. Maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid en julle self in die liefde van Elohim bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Yeshua Messia tot die ewige lewe verwag. Gaan lees dit maar daar in Judas, geliefdes. Gaan kyk maar, hoe moet ek en jy hierdie allerheiligste geloof, hoe moet ons aan hierdie geloof van ons werk, en moet ons net absoluut daarop ag gee. Geliefdes, die tyd van draadsit is verby. Die tyd van mooi woordjies is verby. Ek en jy het nou net een ding, die tyd is nou daar, dat ek en jy moet in hierdie huise ingaan, wat die bloed, wat deur die bloed van die lam, van ons Yeshua, Messia, gestryk is. Maar ons mag nie weer uitgaan na hierdie wêreld toe nie. Want ek en jy moet in hierdie wêreld moet ons uitgaan, en ons moet seker maak dat ons bly in ons Yeshua. En dat sy bloed ons vry gemaak het. En dis die tyd waarin ek en jy nou lewe, dat ons moet absoluut terugkeer maak na Jahwe toe. Hy sê, om kragtig te stry vir die geloof. Stry u werklik vir u geloof, geliefdes. Of is u ook maar net soos 'n golf van die see wat rondgeslinger word, wat nie daardie standvastigheid het nie. En weet u wat, geliefdes, wat is die standvastigste iets in ek en jy se lewe? Is die woord van Jahwe. Want hierdie woord is Yeshua, geliefdes, en as jy hom verwerp, dan het jy Yeshua verwerp. En dit is, moet u maar seker maak, hoe u met hierdie woord van Jahwe omgaan. En wat u sê, nee, dis nie nou so nie, of dit het verander, of dit is Oud Testamenties, of dit is Nuwe Testamenties, of wat ook al. Nee, geliefdes, daar is net vir ek en jy een uitweg, en dit is die woord van Elohim.
En ek en jy moet maar seker maak dat ons daarop ag gee. En soos hy daar in Psalm 119 vers 49 sê, hy dit so mooi, hy sê, U is dit wat my laat hoop het. Want U beloftes, dit is wat my lewend hou. Sien U uit na hierdie dag, wat nou kan gebeur? Kan enige oomblik gebeur, geliefdes. En al dink jy nou, nee, dit is nie so nie, en al sê, wat die mense vir jou ook al so, gemaak U seker, saam met die Heilige Gees, hoe en wat U moet doen, en hoe en wat U moet lewe. Veral in hierdie moeilike tyd, waarin ek en jy nou lewe. Dat Jahwe, die almagtige Elohim, ek en jy se enigste uitkoms is. En dat ek en jy sal vashou aan die bloed van ons Yeshua. En ek wil vir u sê dat u hierdie Pesach nie net sal geniet nie, maar dit sal vier, dat u in gehoorsaamheid aan ons Jahwe Elohim sal voldoen, aan sy geregtigheid sal voldoen. En dit is nogal belangrik dat ek en jy dit sal doen. Daar is nog baie ander goeie geliefdes, maar ek en jy moet een ding verseker weet, dat elke een van ons sal gaan paas staan eendag. En elke een van ons sal sê, en nie kan sê, ek het nie geweet nie. En as jy nie geweet het nie, dan kan jy vra. En dit is ook, WhatsApp ons, vra vir ons, sê vir ons, al verskil jy ook, dan kan ons ten minste vir mekaar moet bid, en vir mekaar sal sê, wat die woord van Jahwe sê. En ek groet u en ek sê vir u, Shalom.